As jy 'n Bybel het, kom ons maak saam oop by Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3, prys die Here vir sy woord. Partykeer kom die Here en hy spreek tot jou deur 'n spesifieke gedeelte. En weet jy wat jy moet doen is, as jy ervaar die Here praat met jou uit 'n spesifieke gedeelte, moenie haastig wees om net vinnig oor dit te gaan nie. Partykeer kan jy op 'n skrifvers of 'n gedeelte vir 'n hele seisoen sit. En partykeer is dit nodig vir jou om 'n tyd lank 'n woord te vat en die Here te vertrou om dit werklik jou eie te maak. Daar's iets wat jy vir jouself moet sê, wat jy 'n begeerte in jou hart moet hê. Jy moet 'n begeerte in jou hart hê om werklik te sê, Here, ek wil een word met u woord. Jy moet jouself afvra, as ek die woord oopmaak, hoekom maak ek die woord oop? Hoekom wil ek tyd in die woord spandeer? Het ek werklik 'n begeerte dat as ek die woord oopmaak, dat dit vir my voel asof die Here hier langs my kom sit, my in die oë kyk en sê, ek wil met jou praat. Nie met die ou langsaan of oorkant die buurman nie. Ek het 'n begeerte om nou met jou te praat. Kan jy vir jouself toelaat om die woord oop te maak en absoluut te glo, ek gaan nou 'n ervaring hê waar my Vader, my Pappa gaan met my praat. En ons kan mekaar bemoedig om te soek na so iets. En ek wil amper vir jou sê, dit is 'n keuse wat jy maak. Pastoor het een keer gesê, 'n mens moet 'n punt van kontak hê. Wat hy daarby bedoel het, dat as jy sien daar's 'n lig in 'n kamer, ons weet dat as jy die lig sien na bo, jy kyk vir 'n skakelaar. Want jy weet die skakelaar is die punt van kontak. Dat as jy daai knoppie druk, gaan die lig aan. Dit is iets wat jy net in jouself inbou. Jy het 'n punt van kontak, sekere. Byvoorbeeld soos wanneer jy weet jy gaan vir iemand bid. Elke ou het verskillend miskien, maar vir my is as jou punt van kontak is, jy bou dit in en jy het 'n geloof, dat as ek my hand op hom lê, jy het 'n vertroue, die krag van die Here gaan deur my vloei. Nie om dit iets wat ek gedoen het nie, maar jy het 'n kinderlike vertroue, dat hy gesê het, as jy jou hand op die sieke lê, sal hy gesond word. So jy bou 'n ingesteldheid in jou in, dat dis my vertroue, as ek my hand op die persoon lê, dan gaan die krag vloei. Jy het 'n ingesteldheid, jy het 'n verwagting. En dit gebeur nie net van self, dis iets wat jy moet inbou. Dis 'n punt van kontak. Nou, so 'n punt van kontak moet jy hê, dat die oomblik as jy jou Bybel sien, jy moet jouself oefen, om te sê, wow, ek raak opgewonde. Jy bou iets binne in jou, dat ek het 'n verwagting. Die Here gaan nou met my praat. Hierdie gaan lewe wees. Ek gaan iets raak sien. Ek gaan ervaar hoe die Here met my praat. En dit gaan vir my kosbaar wees. En ek lees hierdie gedeelte en ek weet net, dis iets wat ek vanaand met ons moet deel as leiers. Kolossense hoofstuk 3. Kom ons begin hier. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. Weet jy, ek lees hierdie gedeelte en ek wil amper vir jou sê, ek kan nie genoeg van dit kry nie. Kan jy vir 'n oomblik net jouself indink? Die Here kom, kan jy daai oomblik toe hy opgewek is? Het jy al vir jouself stil geword en gedink daaroor? Wat was daai oomblik vir hom? O Here. Ek bedoel, as jy daaroor dink, dit was sy hele wese, sy hele fokus was gewees, hy het gekom om die wil van sy Vader te doen. En hy was bereid gewees om sonde te word op daai kruis. En die prys wat hy betaal het, die pad wat hy gestap het om tot daar te kom. Ek bedoel, ons praat van ons God, wat bereid was om mens te word. Die Almagtige wat bereid was om 'n babietjie te word,
om in 'n moeder se skoot in te gaan. Bereid was om vir 9 maande in sy moeder se skoot te wees. Bereid te wees om 30 jaar te wag voordat hy moet bedien. En dan bereid wees, hy het gesê, ek kom om die wil van my Vader, hy het geweet, ek moet as die lam van God, ek moet aan die kruis sterf. Hy bid, en die woord sê, hy sweet bloed, en hy bid, hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker net by my verbygaan. Ek wonder baie, besef ons die intensiteit van dit wat hy die prys wat hy bereid was om te betaal. En dan sterf hy. En hy wag vir daai oomblik wat hy ten volle sy Vader vertrou om hom uit die dood uit op te wek. Ek wonder of ons baie keer al stil geword het en gedink het aan daai oomblik. En kan jy jouself indink hoe groot was daai oomblik vir hom? O Here. En jy lees hierso 'n skrifvers wat sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. En dit tref my dat ons Here was bereid gewees om daai groot oomblik toe sy Vader hom uit die dood uit opwek. Hy was bereid, sy begeerte is dat jy daai oomblik met hom deel. O Here. Het jy hom net vir 'n oomblik stil geword? Ek wil, jy kyk rondom jou, en een van die grootste probleme in die kerk is, van my eie oortuiging, kinders van die Here is so selfsugtig. Alles gaan rondom homself. Wat vir my belangrik is. Wat nog te sê, dat ek moet iets so groot met iemand anders verdeel. En ons Here kom. En hy sê in sy woord, as julle dan saam met hom opgewek is. Vir my is dit van, ek lees hier en ek sê, Here, u gaan my iets doen. U kom, as u hart vir my, ek kan net sien hoe u kom en u deel hierdie oomblik met my. En ek wil vir u sê, Here, ek wil sien en ek wil glo en ek besef hoe kosbaar is hierdie oomblik. En jy moet jouself afvra of jy jouself kan toelaat om daai oomblik werklik in die geloof te ervaar. Om werklik net stil te word voor die Here en te besef hy's bereid om daai groot oomblik met jou te deel. Want dit is, as jy sê ek is wedergebore, dan sê jy, dit is my geestelike werklikheid. Jy kan nie sê ek is kind van God, ek is op pad hemel toe nie. En jy het nie ervaar dat God gekom het en in jou 'n werk van opstanding kom doen het. So, as jy sê, ek is kind van God, my naam is in die boek van jou, ek is op pad hemel toe, dan wat jy eintlik sê is, ek het 'n oomblik gehad, waar die Here gekom het, en ek is saam met hom opgewek, en hy daai oomblik met my gedeel, want dit is die werklikheid van wat ek nodig het. Het is tyd dat ons mekaar begin sê, kom ons kyk weg van onsself, en kom ons begin werklik ons oë op die Here te plaas, kom ons begin sien wie hy is, wat hy vir ons gedoen het, en hoe sy hart is vir my. Paulus het geleef vanuit 'n geestelike werklikheid, waar vir hom was die werklikheid van wat die Here vir hom in sy gees gedoen het, meer belangriker as die uiterlike. Kom ons lees dit 'n klein bietjie vir hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit.
weet, jy moet jouself werklik afvra. Wat is my ingesteldheid van oomblik tot oomblik? Waar is werklik my fokus? Jy moet tyd vat, as jy, soos ek altyd sê, jy moet in jou binnekamer ingaan. Jy moet die deur toemaak. En jy moet met jou Vader wat in die hemel is, moet jy stil word en voor hom staan. En jy moet kan hoor, en die werklikheid moet by jou insink, dat daar was 'n oomblik, 'n werklike oomblik gewees, wat God 'n werk in my gedoen het, wat so fenomenaal is. Ek kon dit nie vir myself doen nie. As pastore doen ons baie gereeld die uitnodig ons lei mense in die gebed om tot bekering te kom. Baie keer dan raak dit so, amper sê, dis die ding wat jy op die laaste gedeelte van die Sondag doen, na die boodskap, doen die uitnodiging, skryf. En as jy nie versigtig is nie, word dit maar net nog iets. Paulus sê, ek leef vanuit hierdie werklikheid. Hy sê nie net soek die dinge wat daar bo is nie. Hy bring jou fokus by die werklikheid, dat jy het 'n ervaring wat so kosbaar is. En jy het nodig om in jou binnekamer in te gaan, sê, Vader, help my, deur die Heilige Gees, om hierdie ding raak te sien. Here, help my om werklik weg te kyk vir myself. Help my om te sien hoe groot daai oomblik was. Hoe Jesus, toe hy het bloed gesweet. Die woord sê, hy het sonde geword aan die kruis. Hy het gesterf vir ons. En hy het gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En nou vra jouself af, as hy die Vader so gevra het, met so intensiteit, Here, laat hierdie beker net by my verbygaan. My God, waarom het U my verlaat? En dan is hy 3 dae in die dood. En dan is daai groot oomblik daar. Die woord sê, hy is die eerstgeborene uit die dood uit. En hierdie wonderlike God van ons kom, en hy sê, kom, deel hierdie oomblik, wat so kosbaar, so spesiaal, kom deel dit met my. Kom deel dit met my. En Paulus sê, hey, jy moet die dinge wat daar bo soek. Maar voordat hy dit sê hy, ek wil net hê jy moet dit doen vanuit 'n spesifieke fokus uit. Vanuit 'n spesifieke ingesteldheid. En so eintlik wat jy moet besef, Paulus kom en hy sê, hey, wat is jou benadering as jy dink aan jou Here? Wat is jou ingesteldheid as jy dink aan die hemel? Wat is jou ingesteldheid? Paulus sê, hey, come on, as jy saam met hom opgewek is. En jy moet jouself afvra, of daai geestelike werklikheid. Ek sê baie keer, ons sê vir mekaar, die ware, wandel in die ware. Jou fisiese waarheid op hierdie oomblik is dat jy is in Shalom gemeente, Hoogstraat, in 'n kerk, in Oudtshoorn. Dis jou fisiese werklikheid. As iemand jou nou byvoorbeeld bel, en vra vir jou, hoorie, Boet, waar is jy? Dan sê jy vanmôre, ek is nou in Oudtshoorn, in Hoogstraat. En hy sê, wow, is dit werklik so? Dan sê jy, Boet, dis die waarheid, dis waar ek nou is. Dis jou fisiese werklikheid, dis jou fisiese waarheid. Jy moet jouself afvra, of jy al by die plek gekom het waar jy die Heilige Gees toelaat. Want hy die woord sê, hy is die Gees van die waarheid. En sy hartsbegeerte is om jou in die volle waarheid te lei. So wat hy eintlik sê, hy sê, ek is die Heilige Gees, het so begeerte, om vir jou te bring by die plek waar jy die geestelike werklikheid van wat nou werklik is, vir jou oop te maak, en jou daarin te lei. En hier in Kolossense, sê Paulus, hey, een van die dinge wat jy ingesteld moet mee wees,
wat vir jou 'n werklikheid moet wees, jou geestelike werklikheid moet. En jou punt van kontak moet wees, dis nie oor wat ek met die fisiese ervaar nie, dis wat ek in die geloof, in die gees glo. My geestelike werklikheid is, as ek gesê het, ja Jesus, red my, neem jy aan as my verlosser en saligmaker, dan het jy 'n oomblik gehad, 'n geestelike oomblik, 'n geestelike werklikheid, waar God gekom het, en jou toegelaat het, om 'n enorme kosbare oomblik van sy seun te deel. En ek wil amper sê, jy durf nie, dit net sommer minag nie. Jy durf nie. En dis 'n ding tussen jou en jy, dis 'n ding wat jy moet kies. Oh, halleluja. Ek sê baie keer vir ouens, ek sê, hey, as jy jou Bybel oopmaak, jy lees iets, roep net uit, sê, wow Here, dis ek daai. Laat dit uitkom, en al sê, wow, wat maak jy nou? Jy sê so, Here, hierdie is ek. En ek kan vir jou waarborg, hoe meer jy dit doen in die geloof, omdat jy eintlik wat jy wil sê, Here, ek sien iets raak. U het my een enorme kosbare voorreg gegee. Weet, kyk jy met ons natuurlike dinge, weet, dit is soos iemand wat, kom ons sê, die grootste prys op aarde wen. Nee. En dan staan hy voor, en hy sê, en hy is getroud, en roep hy sy vroukie op en sê, kom deel net saam met my, want sonder jou sou ek dit nie gedoen het nie. Hy deel, en jy kyk en jy besef net, maar hy deel 'n kosbare oomblik met haar. Jy het nodig, man van God, vrou van God, jy wat die woord bedien, jy het nodig om stil te word en te besef, wat 'n kosbare oomblik het my God my toegelaat om met hom te deel. Jy kan stil word en gaan dink dat die Here kon die reddingsplan soveel anders te gemaak het. Maar hier nou kan jy die Here aanneem. En jy kan die wedergeboorte ervaar in werklikheid. En dit is 'n geestelike realiteit wat met jou plaas in daai oomblik. Baie keer ons besef, want ons word dit nie geleer nie. En die Here sê vir kom. Maak dit vir 'n oomblik stil. En ervaar wat ek ervaar. O Here. Dan moet jy stil word. Kan die Here ons nie net help om weg te kyk van onsself en ons eie petty dinge en kom ons sit ons oor werklik op hom. Dit is soos wat 2 Korintiërs 3 mos sê, is wanneer ons hom sien. Soos die Engels sê, as we behold him, we are changed from glory to glory. Ek wil vir jy sê, as jy dalk net bereid gaan wees om stil te word in jou binnekamer, en daai oomblik te beleef vanuit hoe hy dit moes ervaar. En dan uit dit uit sê Paulus, hey, as julle dan saam met Christus opgewek het, soek die dinge daarbo. Soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. En ek bedoel, hierdie skrifversie ken ons so goed. Die vraag net of wat jy jouself moet afvra is, leef jy dit? Beleef jy dit? Vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Vers 1 sê, soek die dinge daarbo, vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is. Dit is vir die water. Soek, bedink. Weet jy dat, dis eintlik 'n saak van eer. Die vermoë wat jy het om 'n ding te bedink, die vermoë wat jy het om jou gedagtes op iets te plaas,
en daar te hou, is deel van wat jou mens maak. En wat jy moet besef is, wanneer jy 'n keuse maak om hierdie goddelike vermoë, om gedagtes op 'n spesifieke plek te rig, wanneer jy dit doen, dit wat jy jou aandag aan gee, is wat jy eintlik sê, dit is wat vir my belangrik is. En wanneer iets vir jou belangrik is, dit wat vir jou belangrik is wat jy eintlik, wat jy moet besef is, dit is wat jy eintlik respek voor bewys. En die vyand weet, dat as hy jou kan kry om jou gedagtes die hele tyd vol te hou op dinge, wat nie op die hemelse dinge is nie. As hy jou kan kry om jou besig te hou met aardse dinge, die hele tyd. Nou, ons weet, wat die woord hier sê nie vir jou, okay, jy moet nou zombie word, en kom ons sê, jy is 'n rekenmeester, jy is verantwoordelik om ouens se boeke te doen, nou skielik sê, nee, ek kan hemelse dinge dink, en jy fokus nie op jou werk nie, dis nie wat die woord hier sê nie. Maar wanneer jy 'n ingesteldheid het, wanneer jy jou goddelike vermoë wat jy het, om dinge te kan soek, om dinge te kan begeer, om dinge te kan bedink, om jou gedagtes te fokus, wat jy eintlik sê is, as ek my gedagtes rig op God en sy ding, op my Vader, en dit wat vir hom belangrik is, eintlik wat ek sê is, ek eer hom. Ek respekteer hom. Ek wil vir jou sê, die mate wat jou gedagtewêreld gerig is op die woord en op hom, is die mate wat jy respek en eerbied werklikheid vir hom. Jy kan nie sê Here, ek eer U, ek prys U, ek respekteer U, maar jou gedagtewêreld is nie gerig op dit wat vir hom belangrik is. Want as jy hierdie gedeelte lees, vra jouself af, lees ek dit nou net vanuit wat vir my belangrik is? Of het ek werklik 'n begeerte om te sê, wow, Here, hoekom is hierdie gedeelte hier? En soos ek 'n tydjie gevat het, jy sê, Here, hierdie kosbare oor my gedeel, ek is saam met U opgewek, en ek het 'n ingesteldheid om binnekant my bewus te word van hierdie geestelike werklikheid, dat ek is iemand wat saam met hom opgewek is. So ek vat tyd om net daai werklikheid in te trek binne my, in te leef. Ek bedoel, as jy net daaraan dink, hoe groot was die krag gewees? Ek bedoel, Efesiërs sê vir ons, dat die oomblik toe God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, dit was die grootste krag wat jou Here ooit gewerk het. Die grootste krag wat God ooit gewerk het, was die oomblik toe hy Jesus uit die dood opgewek het. Efesiërs hoofstuk 1, gaan kyk maar, en jy sê, Here, ek het deel gehad aan daai oomblik. Ek het deel gehad, dat toe U die grootste krag, die groot enorme krag wat U gewerk het, om die seun uit die dood uit op te wek, toe is ek deel van dit. En het jy nou stil mos die Heilige Gees, kom wys vir my, wat is hierdie werklikheid van hierdie oomblik? En uit dit uit sê hy vir my, soek die dinge wat daarbo is. Oh. Nou sê jy vir jouself, ek baie keer as ek hierdie gedeelte lees en ek wil net myself gefokus kyk, dan kyk ek na Openbaring. Blaai gou saam met my Openbaring hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 1 sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En jy sê vir jouself, Paulus sê, hey, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek. Vir my is ek lees en ek sê, Here, iets so groot te werk in my doen. Ek kan soos U sê, kom met vrymoedigheid.
As die vyand kom met enige veroordeling, as ek hierdie in my ingetrek het, sê ek weerstaan dit. Geen duiwel in hel gaan my keer om in die geloof my gedagtes te rig op daarbo en te ervaar en te besef. Ek het deel gehad en dit is my ervaring. Dit is saam met hom. Dit was sy hartsbegeerte om hierdie oomblik met my te deel. En dan kan jy nie anders op sê, Here, ek prys U. Ek prys U. Here, ek loof U. Here, saam met U opgewek. En hoe meer jy daaroor dink, Here, wat behels dit alles? En op hierdie oomblik, as jy verkeerd ervaar om hierdie ding te sê, ek ervaar, daai oomblik saam met dit gekom, geen veroordeling. Geen veroordeling. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Onvoorwaardelike liefde. Hy doen iets vir my en hy laat my daai oomblik deel, net omdat ek bereid was om te sê, ja, Jesus. Ek hoor hoe hy vir my sê, kom op hierheen. En ek sien die Gees. En ek kyk rond. Ek sien 'n troon. En ek ervaar die werklikheid van, ek kan nie wees. Die grootheid van daai oomblik. Die autoriteit van daai oomblik. Ek lees hier en ek sê, Here, hier is 'n woord wat vir my 'n reg gee, 'n mandaat gee. 'n voorreg gee om doelbewus my gedagtes terug op die dinge wat daar bo is en dit my eie te maak. En dit te glo. En myself te sien daar. Op een plek sê Paulus, hy sê ons sit saam met hom in die hemelse plek. Ons sit saam met hom. Dis jy. En jy het nodig, as jy die Bybel oopmaak, om jy te sê, Here, dis ek daai. Dit is ek daai. Hier is ek, Here. Ek ervaar dit. En jou vlees mag sê, waarvan praat jy? Dis warm, hier sê nou in 'n kamertjie, en jy neem 'n posisie en dat jy eenvoudig, jy soek die dinge wat daar bo is. En jy bedink die dinge wat daar bo is. En yes, ons weet, daar is die geveg om jou gedagtes rig te kry. Maar ergens moet jy begin om dit wat vir hom kosbaar is, vir jou kosbaar te maak. En daai oomblik, sê ek nou vir jou, is een van die kosbaarste oomblikke. En op daai oomblik het die Vader die grootste krag gewerk. En Kolossense sê, jy deel gehad daar. En hy sê, vanuit dit uit, vanuit daai ervaring uit, vanuit dit uit, soek die dinge daarbo. Halleluja. Kom aan. Bedink die dinge wat daarbo is. Nie wat op die aarde sit. En dan net om die ding bietjie dieper in te slaan. Kom Paulus vers 3. Hy sê, want julle het gesterf. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wow. Prys die Here. Die mate van oorwinning, die mate van krag waarin jy gaan wandel, is of jy 'n keuse maak om hierdie woord te glo, soos wat dit hier staan, vir jou persoonlik. Net omdat dit hier staan. Kan jy by 'n plek kom waar jy vir die Here kan sê, Here, dit wat U hier sê is vir my genoeg. Ek het niks meer as dit nodig nie. Ek dink aan daai gedeelte waar Petrus, die Here sê vir hom, hoor die vaar so 'n bietjie verder uit. Hy sê, Here, ons het heel nag probeer visvang en niks gevang. En dan sê hy die volgende dinge: maar op U woord sal ek uitgaan. Kan jy vir jouself net 'n oombliekie daarin leef? Vra jouself net af,
net vir 'n oomblik, kyk weg van jouself af. Kyk asof jy net die hart en die oë van die Here kan sien vir Petrus dit vir ons. My eie oortuiging is, dit moes ons Here se hart so goed gedoen. Toe Petrus dit sê, ek voel ek het autoriteit om dit te sê, want op 'n ander gedeelte het hulle nie gedoen wat hy sê nie, en hy, kom ons sê dit in plain Afrikaans, hy was ongelukkig met hulle. In praat van die gedeelte waar hy sê op een plek, kom laat ons oorvaar na die ander kant toe. En hy's moeg, en hy gaan slaap aan die agterkant, en in die middel van die see is daar 'n groot storm wat opkom. En die storm is so groot dat die boot wil amper begin sink. En hulle maak hom wakker, en hy sê, Here, gee nie om vir ons nie. En hy staan op en hy bestraf die storm. En dan sê hy vir, hoekom is julle so ongelowig? Ek vra vir jou, as jy daar staan, en jy sal gekyk het, sou jy sê, hy was gelukkig geweest, of was hy ongelukkig? Plain Afrikaans, hy was nie gelukkig met hulle daar. Maar hier kom Petrus, en hy sê vir die Here, Here, ek het al heel nageval. Eintlik sê hy in sy hart weer, Here, ek dink ek weet beter as u. Ek is die visserman, u is die rabbi. Ek het al baie vis gevang. Maar dan sê hy die volgende, maar op u woord sal ek uit. En daar vang hy so groot vangs. En iets van dit moet jou hart wees hier. Paulus sê, soek die dinge daarbo. Bedink die dinge daarbo. En kan jy by 'n plek kom waar jy vir die Here sê, Here, hierdie is vir my so kosbaar, want ek sien hoe kosbaar is dit vir u. Here, ek moet met u eerlik wees. Ek is nou al so lank kind van u. Ek sien ander ouens doen hierdie dinge, en ek hoor ander ouens praat van die dinge, maar ek het nog nie hierdie dinge ervaar. Maar ek wil vir u vandag sê, op u woord is vir my genoeg. Ek wil vir u sê, ek het begin al ervaar, as ek vir Here eenvoudigheid kom, sê, Here, hierdie is ek. U woord is vir my genoeg. Ding is besig, hoe jy kan ervaar, hoe die Here verandering bring. En my hartsbegeer is dat die Here, ek wil dinge ervaar vanuit u hart. En kan ons as kinders van die Here nie by 'n plek kom waar dit wat vir hom kosbaar is, en belangrik is, raak vir ons kosbaar en belangrik. Here, dankie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vanuit absolute geloof moet jy kan sê, Here, hierdie is my werklikheid. Here, partykeer moet jy in jou binnekamer begin net sê, Here, dis wat ek ervaar. Ek weet, hierdie is my werklikheid. Here, ek het saam met u gesit. Ek sit saam met u in hemelse plekke. En is jy bereid om dan, soos wat die woord sê, soek? Wat beteken, as jy sê, ek soek na iets, as iets vir jou kosbaar is, kom ons sê, as jy 'n dierkar het en jy het 'n sleutel, en jy moet ergens kom, en as jy sleutel skielik weg is, dan raak hy sleutel vir jou belangrik, en jy begin hom soek, want jy moet ry, jy moet by 'n plek kom, dan is daai klein sleuteltjie op daai oomblik jou hele fokus. En jy los alles, totdat jy 'n sleutel kry, want as jy nie die sleutel kry nie, kom jy nêrens toe. En jy die sleutel van 'n skedonk, en jy sien die sleutel van 'n skedonk, maar jy wil die sleutel hê van die nuwe een. En jy los alles totdat jy die sleutel van die nuwe een kry. En jy moet jouself afvra, hoe werklik is, hoe kosbaar is hierdie werklik nie vir my nie? En soek ek werklik die dinge wat daar bo is, waar hy is. Hy sit nou aan die regterkant van sy Vader. Hoe kosbaar is dit? Kyk saam met my in Filippense 3. Verder my broers, verbly julle in die Here. Dit is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie. Dit gee julle sekerheid. Dis
soos op 'n vorige keer vir julle gesê het, Paulus kom en sê, partykeer het jy nodig om dieselfde ding te hoor, weer te hoor en weer te hoor. Totdat, en dis wat ek in die begin gekom het, dat jy die Heilige Gees ervaar het om vir jou te sê, en ek bid, jy neem dit ter harte. Partykeer het jy nodig om by een vers vas te hou. En by daai vers te bly, totdat jy weet, ek leef hierdie vers. Ek is een met hierdie vers. As iemand my onverwags gaan druk, dan gaan hierdie vers uit my uitkom. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En as ek werklik glo daai woord, dan wil ek my hart vol kry van dit. Dit gee julle seker, hy sê, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel, en dan sê hy, alhoewel ek rede het om te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, luister hierna, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Kom aan. Dan kom hy, sê hy die volgende. En nou is dit hier, waar jy jouself moet afvra, wat is my ingesteldheid? Waar is ek? Wanneer gaan ek uitroep en sê, Here, hierdie is ek, Here. Jy sê dit met alles binne in jou. Ek het hierdie ding nie binnekant, maar om net vir jou te sê, ek ervaar jy gesê, jy het nodig, as jy 'n ding lees, moet jy dit in konteks lees. Hoor jy, net om hierdie ding vir jou, net 'n bietjie druk. Paulus sê hier, ek is 'n Hebreër. Dis soos jy sê vir iemand, ek is 'n Afrikaner. Of kom ons sê, jy is van Brittanje, en jy sê dit met trots, ek is 'n Brit. Ons sê, ek is 'n Suid-Afrikaner. Hy sê, ek is 'n Hebreër. Nou kom hy, so kan jy iets van die intensiteit ervaar waarmee hy hierse praat. En dan kom die volgende. Vers 7. Maar wat vir my wins was. So, jy kan nie net ligtelik oor hierdie ding lees nie. Hy sê, hierdie was vir my alles. Hierdie was vir my alles. Jy kom in party gemeenskap en jy kom agter, sy kultuur is vir hom alles, moet net nie daaraan raak nie. So, ek sê dit nie nou op daai, ek het nie nou op wat ek op dit gaan. Ek wil net hê, partykeer het jy nodig om 'n ding te lees en sê, Here, maak my oop. Ek moet kan ervaar, wat het hier, die Paulus wat hier skryf, wat het uit sy hart uitgekom? Ek wil vir jy sê, een intense ervaring het uit sy hart uitgekom. En jy moet dit kan beleef. En dan sê hy, maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Wow. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, luister hierna, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Wow. Come on. Ek sê vir jy lees hierdie gedeelte, en ek kan nie anders as om te dink, Paulus wat in Kolossense skryf, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek. En hier kom hy in Filippense en hy sê, die Here het my oopgemaak, ek het kennis van my Here, ek het kennis van wat hy ervaar het. En Heilige Gees, hy maak hierdie dinge vir my oop. Here, ek kan nie anders om sê, Here, dis fenomenaal om te dink, waarin is ek ingeplant, waarin het ek deel, waarin leef ek, wat is vir my belangrik, wat is vir my wins, en as ek dit begin besef, kan ek nie anders om sê,
die intensiteit daarvan te besef en sê, Here, wow! En dan sê hy ons in Kolossense, jy soek die dinge wat daar bo is. Jy bedink die dinge wat daar bo is. Wat 'n ingesteldheid. Dit was Paulus se ingesteldheid. En jy moet sê, Here, dis ek daar. Ja. Here, dis ek daar. Die vyand kom sê, ja, ek hoor jou. En kan jy dan, as hy daai amper weet, hy wil kom en jy sê, ja man, ek ken jou, ek weet al, dat jy jou voet kan neersit. En die intensiteit jou eie maak. En eenvoudig sê, dis ek daar. En jy roep dit oor jou lewe. Here, ek sit saam met U in hemelse plekke. Here, ek is die geregtigheid van God. Here, ek is 'n bloedgewaste kind. En wanneer jy dit sê, is dit dis jou werklike ervaring. En dis jou ervaring, nie omdat jy emosioneel dit ervaar, of dis is jou ervaring omdat jy sê, Here, U woord is vir my genoeg. En dit is my bemoediging vanaand vir jou. Jy moet by 'n plek kom waar jy die woord oopmaak en dit jou eie maak. En jy word een met daai woord. Kom aan. Ek kan hierdie gedeelte verder gaan self, jy kan sien, tot hier by vers 4, daai hele gedeelte, jy sien net, Paulus se absolute fokus het ingestel, hy sê, vir my is my Here, my Jesus, is alles. Is alles. En as hy sy mond oopmaak, is die alles wat uitkom, met intensiteit. En ek wil vir jy sê, ek sê, Here, dis ek daar. That's how I see myself the way you see me. Ek roep het. Here, ek sien myself soos wat U my sien. En ek kies om te glo, grond van sy woord, dat hoe hy my sien is dat hy my kosbaar genoeg geag het, om daai absolute fenominale oomblik te kan deel met hom. Ek is saam met hom opgewek. En in my hele wese sê net, Here, dis ek daar. En wanneer ek dit sê, dan uit geloof, hy sê, ek weet net wat die werklikheid daarvan is. Want dis my genoeg as ek lees in Johannes 16, waar die Heilige Gees is die Gees van die waarheid, en hy sal jou in die volle waarheid lei. En as ek dit lees, is dit vir my genoeg. Ek het net 'n geloof hier binnekant my, dat dis wat met my gebeur. Heilige Gees is besig om vir my in die volle werklikheid van hierdie ervarings in te lei. En ek soek dit, en ek vind dit, en ek beleef dit. Grond van, net eenvoudig, omdat sy woord dit sê. Kom saam met my na Markus 11 toe. Prys die Here vir sy woord. Oh. En ons het al voorheen op Markus 11 uit bedien, maar laat my net toe om 'n paar geestelike beginsels net weer vir u met u te deel. Markus 11 is die gedeelte waar Jesus 'n vyeboom aanspreek. Dis 'n gedeelte wat jy vir jouself moet sê, hierdie is nie 'n feeverhaal nie. Hierdie is werklikheid. Dit het werklik gebeur. My Here het met 'n vyeboom gepraat en vir hom 'n woord oor hom gespreek. En toe hulle die volgende dag verbygaan, toe sê Petrus vir hom, Here, kyk, die boom wat u vervloek het, is verdroog. Toe die vorige dag was daar 'n groen boom met blare. Die volgende dag, op grond van een woord wat gespreek is. En dan kom die Here in vers 22. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. En jy moet net daar dis hier waar absoluut die teer tref. Dis hier waar jy sê, Here, dis ek daar. Hierdie is ek, Here. U sê vir my,
Jy moet geloof in God hê. En jy sê, dis ek dan. Yes, Lord. Here, hierdie is my genoeg. Ek vat dit. Ek trek dit met my hele wese, trek ek hierdie in my in. Halleluja. Here, hierdie woord maak ek myne. U sê vir my hierdie woord. Jy lees dit, jy hoor, Here sê die volgende. Want voorwaar ek sê vir jou, ek weet dit staan daar julle, nee, maar kan jy nie net by 'n plek kom waar jy die Here eer en werklik glo hy praat met jou deur sy woord? Dan moet jy mos kan sê, Here, u sê dit nou vir my. So ek hoor hoe u hierdie dit sê. Ek hoor dit met my hele wese. Ek hoor hoe u vir my sê. Voorwaar ek sê vir julle, ek sê vir jou, dat elkeen, dat jy wat vir hierdie berg sê. Want hoekom ek hierdie ding so ervaar, so baie keer hoor ons iets, en onbewuslik skuif ons uit en sê, ekskuus vir die Engels, I don't qualify. Ek het nog nooit dit ervaar nie. Daar moet 'n plek kom waar jy eenvoudig, jy kies, om te sê, Here, u woord is vir my genoeg. En jy trek hier in jou hart in. En jy ervaar hoe dit die binnekant jou begin lewe. Want sy woord is lewe. En hy sê die volgende. Voorwaar ek sê vir jou, as jy vir hierdie berg sê, hierdie ding wat onbeweeglik is, sê, hef jou op, werp jou in die see. Kyk nou, hier is die sleutel. En nie in sy hart twyfel nie. Hy sê vir jou, kom aan. Jy hoor iets. Jy maak dit jou eie. En dan sê jy. En die oomblik as jy sê, oefen jy jouself die volgende. Jy oefen dit wanneer jy 'n ding sê, dat op daai selfde oomblik ervaar jy kies. Jy soek daarna. Jy soek om iets binnekant jou te ervaar. Jy soek dat dit wat jy sê is amper soos wanneer jy in 'n grot is en jy sê, daar's 'n echo, jy sê, hallo, hallo. En jy oefen jouself in hierdie geestelike werklikheid, dat wanneer ek 'n ding sê, is my innerlike wees, my hart, ervaar wat ek sê. En ek het een gedagte op daai oomblik. Ek het een ervaring wat ek toelaat. Ek het 'n ervaring dat wat ek op daai oomblik sê, gebeur. Ek wil vir u sê, jy het nodig om na Markus 11, en ek gaan nou by kom, hoekom ek hierdie gedeelte nou vir u uitbring. Net om hierdie saam te vat, hy sê, en nie in sy hart twyfel, maar glo dit wat hy sê, saak weet, dan staan dit hier, swart op wit, jy kan dit is geskrywe, it is written, dis soos wat Jesus vir die vyand gesê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Hy sal verkry net wat hy sê. Hy sal verkry net wat hy sê. Hy sal verkry net wat hy sê. En jy het nodig om hierdie ding in jou in te trek. Want as jy hierdie geestelike beginsel nie jou eie maak nie, dan wil ek vir jou sê, Kolossense 3, Filippense 3 gaan nooit vir jou werklikheid word nie. Paulus sê daar, as jy saam met Christus opgewek het, soek die dinge daarbo, bedink die dinge daarbo. En as jy nooit by die plek kan kom om in autoriteit te sê, ek is saam met hom opgewek. En die oomblik wanneer jy dit sê, ek is saam met Christus opgewek, ek gaan die dinge soek wat daarbo is. En as jy nie die gewoonte het, die geestelike ervaring en dissipline het, van om te sê, as ek 'n ding sê, daai oomblik wanneer ek dit sê, maak ek seker, daar is 'n echo, daar is 'n herhaling, daar is 'n geestelike werklikheid binne in my binnekant. My hart is een met dit. En die oomblik wanneer ek dit sê, ervaar ek dit die binnekant my, want ek het gesoek daarna.
Wie ook al vir hierdie berg sê, hef jou op. Wie ook al sê, ek is saam met Christus opgewek. Gaan maar. En jy kan sê, ja maar, hierdie gedeelte het net gepraat van om met berge te praat. As jy net die volgende vers is, vers 24, dan wil ek vir jou sê, jy het nodig om partykeer dieper te kyk. Vers 24 sê nou die volgende, daai was vers 23. Vers 24 sê, begin met, daarom sê ek vir julle. Voor jy verder lees, kan jy net genoeg respek hê vir die Here. As hy sê, daarom sê ek vir, dan sê jy, laat ek dit stop. Hy wil vir my iets sê, maar hy sê dit op grond van dit wat vooraf gegaan het. Ek kan nie verder lees, tensy ek, dit wat hy, die daarom is, my eie maak nie. Anders gaan ek wat volg op, gaan ek uit verband uit trek. Ergens gaan ek iets mis. Ergens gaan daar 'n sleutel wees wat nie wil pas nie. Ek kan nie verder lees, tensy ek vir myself uitmaak, wat is die daarom sê ek vir julle. Dit wat volg vers 24 is op wat in vers 23, die geestelike werklikheid, wat hy daar in vers 23 vir ons kom oopmaak. Sy disippels staan grootmond oop en sê, Here kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog. En dan maak hy vir hulle iets oop. Hy maak vir hulle 'n geestelike realiteit, 'n geestelike werklikheid oop. Hy sê vir hulle, as jy vir 'n ding wat onbeweeglik is, sê, as jy, as mens, as jy vir 'n berg sê, hef jou op, werp jou sê, en op daai oomblik wanneer jy dit sê, en jy maak seker dat dit wat in jou binnekant gebeur, in jou hart gebeur, is in absolute eenheid met dit wat jy sê. Jy het een gedagte, jy twyfel nie, jy het net een gedagte oor dit wat jy sê, naamlik, dit wat ek nou sê, sal gebeur. Dan sê die Here, ek maak vir iets geestelik oop. Dit wat ek vir jou geestelik oop maak, dit wat jy gesê het, in jou hart nie twyfel nie, dit gebeur. Dan sê hy, daarom sê ek vir julle. Nou vat ek julle na gebed toe. Hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Hy sê, gebed kom vanuit hierdie geestelike realiteit. Dat wanneer jy 'n ding sê en jou hart is in eenheid, gebeur dit. En Paulus kom en sê vir jou, hey, jy het die kosbare oomblik ervaar om saam met Christus opgewek te word. En hy sê vir julle, omdat dit met jou gebeur het, soek die dinge daarbo. En wat moet jou reaksie wees? Here, dit is ek daai. Ek soek dit. En wanneer jy sê, ek soek dit, moet daai geestelike oefening, daai geestelike werklikheid moet by jou wees. Daai intensiteit moet by jou wees. Here, ek het so pas iets gesê. En as ek iets sê, dan glo ek dit wat ek sê gebeur. Hy sê, daarom sê ek julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat jy dit reeds ontvang het. Jy sal dit ontvang. En nie net om dit daar te los nie. Dan kom vers 25. En hy praat van vergifnis. En so baie mense sukkel met vergifnis. Maar hulle sukkel met vergifnis, omdat vers 23 nog nie vir hulle werklikheid geword het nie. Kinders van die Here sukkel met sekere goed, omdat hulle nie die geestelike dissipline het, van om seker te maak, as ek iets sê, maak ek seker dat ek soek, en ek vind, en ek ervaar, dat wanneer ek iets sê, ek ervaar presies dit wat ek sê, en ek het geen twyfel in my hart dit wat ek sê nie, dit gaan gebeur. Wat die Here nou Jesus sê, daarom sê ek vir julle, julle moet vergewe. En nou sê ek sukkel om te vergewe. Dan sê hy, as jy gesê het, ek vergewe daai ou, dan verwag hy van jou om dit te doen vanuit vers 23 uit. Hy verwag van jou om nie te speel met godsdienst nie. Hy verwag van jou om te glo dat die geestelike werklikheid wat hy vir jou oopgemaak het, die werklikheid van dat as jy 'n ding sê en jy twyfel nie in jou hart nie, dan gebeur dit. Ek moet vir u vra,
is vers 23. Is Markus 11 vers 22 vers 23. Is dit jou Here wat daar in die woord is? Is dit ons Here, die een wat ons sê, Jesus is Here? Is dit hy wat aan die woord is? Is dit hy wat hierdie ding oopgemaak het? Dis wat jy jouself moet afvra. Dan moet jy jouself afvra, oefen ek myself in hierdie dissipline, as ek het so kan sê? Oefen ek myself in hierdie ding in? Dat die oomblik as ek 'n ding sê, dit is so deel van my. Ek sê 'n ding en ek luister op dieselfde oomblik of my hart in eenheid is met wat ek sê. Ek moet met die ene wees, dis my geestelike dissipline. Dis waarna ek soek. Ek soek die dinge wat daarbo is. Ek wil sê, as jy besef, as hierdie ding vir jou oopgaan, dan raak vergifnis nie meer 'n probleem nie. En jy spreek oor sê, Here, ek vergewe jou. En wanneer jy dit sê, dan omdat jy geoefen is, ervaar jy alreeds binnekant jou dat ek het hom vergewe. En dis asof dit jou so werklikheid is, dat daai berg van wat hy gedoen het, skuif. En ons begeer om in die geestelike dinge te wandel. Maar jy gaan dit nie ervaar as jy nie by die plek kan kom. As jy in Kolossense 3 lees, as jy dit nie doen vanuit geloof. En net toelaat dat die Heilige Gees dit vir jou oopmaak. En vanaand se boodskap is, die Vader het 'n begeerte dat jy sal besef hoe kosbaar as die oomblik toe jy saam met hom opgewek is. En vanuit dit uit sê hy vir jou, kom, as dit vir jou so kosbaar, soek die dinge wat daarbo is. En jy het nodig om soos Paulus met intensiteit te sê, ek beskou alles ander as drek. Ek soek dit en ek bedink dit. En wanneer jy dit wil doen, begin jy woord van geloof te spreek. Want die Here het vir jou dit oopgemaak. As jy vir 'n berg sê, hef jou op. Werp en sê, in jou hart nie twyfel, maar glo wat jy sê sal gebeur. Jy verkry net wat jy sê. En daarom sê, as jy in die geloof en sy eenvoudig sê, Here, dit is ek daar. Dan ervaar jy hoe jy dit sê, in jou hart twyfel nie, en dit gebeur. Halleluja. Mag die Here ons help, om op te staan en na hoër hoogtes te wandel. In Jesus naam. Amen, amen. Prys die Here.